Goeiemôre, ek groet u. Dit is Sondagoggend die 21ste Junie. En ek wil graag met u Matteus 24 behandel, wat vir my een van die opwindendste hoofstukke by die Bybel is. Kom ons lees daarvan van vers, eerste vers. En Jesus het uitgegaan en na die tempel vertrek, en van die tempel vertrek as sy disippels het nader gekom om die geboue van die tempel te wys. En Jesus sê vir hulle: sien julle al hierdie dinge? Voorwaar ek sê vir julle, daar sal sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie. Dat die historikus Josephus skryf oor die tempel en die besonderse styl en die sandsteen waarmee die tempel gebou was. En dan sê hy in die middagson, wanneer die son sak, laaste sonstrale oor die olyfberg skyn, en die sandsteen so 'n goue kleur gee, is 'n ongelooflike gesig om te sien. Hierdie wat Jesus hier gesê het, verwys natuurlik na die vernietiging van die tempel in 70 na Christus. Vers 3 van Matteus 24. Toe hy op die olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom en sê vir hom: vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? Wat is die teken van die koms en die volëinding van die wêreld? 3 vrae. Wanneer gaan hierdie dinge gebeur? Wat is die teken van die koms en wat is die teken van die volëinding van die wêreld? Jesus antwoord en sê vir hulle: pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. Misleiding het deel geword van ons daaglikse bestaan, veral met die ontwikkeling van kunsmatige intelligensie. Dit het feitelik onmoontlik geword om tussen vals en waarheid te onderskei, wanneer ons luister na berigte op sosiale media, en dit het ook in die kerk ingevloei, in byvoorbeeld die voorspoedprediking wat ons deesdae so baie hoor. Matteus 24 vers 6. Julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, want dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersdode wees en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke, maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte. Dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee, julle doodmaak, en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam. En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar haat en mekaar verraai. Deur die eeue het alles wat Jesus hier genoem het reeds voorgekom, het was daar. Maar die afgelope jare met die vermeerdering van populasie op die aarde het dit eksponensieel meer geword. Vers 11, en baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. Dit is ironies hoe baie profetiese uitsprake ons daagliks, elke dag op sosiale media hoor. Die kind van God met hierdie profetiese uitdrukkings moet hulle toets aan die woord van die Here, so jy kan weet wat is vals, want baie hiervan is werklik vals. Vers 12. Omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die beeste verkoel. Wetteloosheid is aan die orde van die dag. Vers 13, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word aan die hele wêreld, tot 'n getuienis van al die nasies, en dan sal die einde kom. Jesus kyk hier ver voor in die toekoms in. Die kerk verkondig die evangelie se afgelope 2000 jaar, totdat die kerk weggeneem gaan word van hierdie aarde. En dan kom gedurende die verdrukking, gaan daar 144.000 Joodse evangeliste wees, en later gaan daar 'n engel wees, wat die evangelie verkondig, en dit gaan gebeur tot en met die millennium. Vers 15, want julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom, laat hy wat lees oplet, dan moet die wat in Judea is, dat die berge vlug, wie op die dak is, moet die afkom nie, om iets uit die huis uit weg te neem nie, wie op die land is, moet die omdraai om sy klere weg te neem nie, maar weer die vrou wat swanger is, en die wat nog so gaan daardie dae, en bid dat julle vlugte in die winter of op die Sabbat mag plaasvind nie. So hierdie verwys na die verdrukking die 70ste week van Daniël, soos Daniël 9 vers 27 gesê het, en dit is nie oor 70 jaar na Christus nie. Daniël 9:27, hy sal by 1 week
dalk met baie sterk verbondsluit, dis die antichrist wat hy daar verwys hier. En gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou, en op die vleuel van gruwel sal daar verwoester wees, en wel tot aan die einde, en wat vasbesluit is, sal oor wat verwoes is, uitgestort word. So jy sien ons in die middel van die 70ste week van Daniël, sal die antichrist opstaan en sê, ek is God, julle moet my aanbid, ensovoorts, ensovoorts. Vers 21. Want dan sal 'n groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het nie, en ook nooit sal wees nie. Vir die ware kind van die Here sal daar altyd verdrukking wees. Jesus het so gesê, lees Johannes 16 vers 33. Maar die verdrukking waarna verwys word in hierdie vers 21 van Matteus 24, is 'n heel ander geval. Dit is God se wraak wat oor die mensdom uitgestort word, omdat hulle Jesus Christus verwerp het. Dit sal nooit weer wees nie, was nooit gewees nie, dit sal nooit weer so erg wees nie. Vers 22. En as daardie dae nie verkort was nie, dan sou geen vlees gered word nie, maar terwille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word. Hierdie verkorte tyd duur 3,5 jaar. Die uitverkorenes waarna verwys word, is Israel, dit is nie die kerk nie, want die kerk is al reeds verwyder van die aarde af. Vers 23, as iemand dan vir julle sê, kyk, hier is die Christus of daar, moet dit nie glo nie. Want daar sal baie valse Christusse en valse profete opstaan, hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. Kyk, ek het dit vir julle vooruit gesê. As hulle dan vir julle sê, kyk, hy is in die woestyn, moet nie uitgaan nie. Kyk, hy is in die binnekamer, moet dit nie glo nie. Want soos die weerlig uit die ooste uitstaan en tot in die weste skyn, so sal die koms van die seun van die mens wees. Almal sal dit sien. Oral waar die dooie liggaam lê, daar sal die aasvoëls saamkom. En dadelik na die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, die maan sal sy glans nie gee nie, sterre sal van die hemel val, die kragte van die hemel sal geskit word. Openbaring verduidelik ook aan ons hierdie skrif. En vers 30, en dan sal die teken van die seun van die mense in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf, en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. Die seun van die mens, Jesus Christus, ons verlosser. Openbaring 19 vers 11 beskryf dit, toe het ek die hemel geopend gesien, en daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig. In vers 13, en hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam is die woord van God. Onthou Johannes 1 van vers 1, né? En sy bruid kom saam met hom. Vers 14 van Openbaring 19. En die leers in die hemel het hom gevolg. In die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne. Beskrywing van die bruid van Jesus Christus, reg deur die boek van Openbaring. En vers 31. En hy sal sy engele uitstuur met harde trompet geluid. Onthou hierdie woorde, harde trompet geluid, en hulle sal sy uitverkorenes, is Israel, versamel in die 4 windstreke van die een einde van die hemel af tot by die ander einde daarvan. En ek glo dat hierdie is die profesie wat Jesaja gegee het in Jesaja 27 vers 12, wat hier in vervulling kom. En in die dag sal die Here vrugte afslaan van die stroom van die Efraat af tot by die spruit van Egipte. En julle sal ingesamel word. Jesus praat met die Here. Julle sal ingesamel word, een vir een, o kinders van Israel. En in die dag sal met 'n groot basuin geblaas word. Hier in Matteus 1 vers sê hy, 'n harde trompet geluid, 'n groot trompet geluid, 'n groot basuin geblaas word. Dan sal kom die wat verlore is in die land Aser en die wat verdryf is in Egipte land, en hulle sal die Here aanbid op die heilige berg in Jerusalem. Anders skrif wat profesie wat ook hier in vervulling gaan kom op hierdie oomblik is Sagaria 13 vers 8. Hy sê in die ganse land spreek die Here, 2/3 sal daarin uitgeroei word, sal sterwe, maar 1/3 daarin oorbly. Hierdie 2/3 wat uitgeroei word, glo ek, gaan wees die middelpunt van die verdrukking, want die antichrist in die tempel sit en sê ek is God, julle moet my aanbid. Dan gaan die Jood agterkom dat dit was nooit sy Messias gewees, wat hy gedink het dit is nie, en dan gaan hy 1/3 van hulle gaan vlug, waarskynlik na Petra toe, en die ander wat nie die werk van die dier wil vat, die gaan gedood word. En vers 9 van Sagaria 13,
dan sal ek die derde deel in die vuur bring en hulle smelt soos 'n mens silwer smelt en hulle toets soos 'n mens goud toets. Hulle sal my naam aanroep en ek sal hulle verhoor. Ek sal sê, dit is my volk. Hulle sal sê, die Here my God. Dis daai oomblik wanneer hulle die werke in sy hande sien en weet dit is die een wat ons gekruisig het, ons Messias. Vers 32 van Matteus 24. En leer van die vyeboom hierdie gelykenis, wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is. So weet julle ook, wanneer julle al hierdie dinge sien, dat dit naby is voor die deur. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. In die Bybel word dikwels na Israel verwys as die vyeboom, en so sien ons dat die vyeboom het gebot, sy blare het uitgestoot, 14 Mei 1948. Toe het Israel, wat oor die wêreld versprei was, wat vervolg was, wat by die miljoene vermoor was, 'n volwaardige nasie geword, in hulle eie land, met hulle eie taal. Vers 36, maar van die dag, die hier weet niemand nie, ook die engele van die hemel en die maar net my Vader alleen. En alhoewel die woord dit sê apostel Paulus vir ons as wedergebore kinders van die Here, dat ons sal daai seisoen sal ons herken. 1 Tessalonisense 5 vers 4, maar julle broeders is nie die duisternis nie, dat die dag julle nie soos 'n dief sal oorval nie. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of duisternis nie. Terug na Matteus 24 vers 37, net soos die dag van Noag was, dae van Noag was, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Want net soos was in die dae voor die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en 'n huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag aan die ark gegaan het, en het nie verstaan het, voordat die sonvloed gekom en almal weggevoer het nie. So sal ook die koms van die seun van die mens wees. Dan sal daar 2 op die land wees, een word aangeneem en die ander word verlaat. 2 vroue sal by die meelmaal, een word aangeneem en die ander word verlaat. Nou hierdie deel van die skrif, kan dit 'n verwysing na die wegraping wees? Ek weet sommige Bybelskoliere reken dat daar in Matteus 24 geen verwysing na die wegraping is nie. Maar Jesus verwys hier na die dae van Noag, toe die vloed almal, met ander woorde die goddelose mense, weggevoer het. En net die regverdiges het agtergebly om gered te word. Dit hy op die verwydering voor die vernietiging, daardie konsep wat ons so 'n paar weke gelede oor gepraat het. Bewyse waarvan die hele Bybel vol is. Regverdiges bly oor om na veiligheid geneem te word. Soos in 1 Tessalonisense 4 vers 17, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug. So sal ons altyd by die Here wees. Dit is wonderlik. Die wat weggevoer word, is die ongelowiges. Die wat agtergebly het, is die wat saam met Jesus gaan, hemel toe gaan. Vers 42, waak dan omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. Maar weet dit, as jy hier geweet het in watter dag waak is hier dief sou kom, sou hy gewaak het en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie. Daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle nie verwag nie. Wie is dan die getroue en verstandige diensdag vir wie sy Heer oor sy diensvolk aangestel het om hulle voedsel op die tyd te gee? Gelukkig is daardie diensdag vir wie sy Heer, as hy kom, op hierdie manier besig sal vind. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal oor al sy besittings aanstel. Maar as daardie slegte diensdag in sy hart sê, beheer talle moet te kom, en hy sê die mededienstig te begin slaan en saam met dronkaards begin eet en drink, dan sal die Heer van die diensdag kom op 'n dag dat hy dit nie verwag nie en op 'n uur dat hy dit nie weet nie, en sal hom pyndig en hom 'n deelgenoot van die geveinsdes maak. Daar sal geween wees en geters van die tande. En kom ons sluit af. Het kan nie oorbeklemtoon word dat elke mens op aarde die Here moet ken nie, gewas moet wees in sy bloed, weergebore moet wees en afwagtend op Jesus se spoedige wederkoms. Mag die Here u seën en u gereed wees vir daardie groot dag. Amen.